My naam is Jana Diekeson en vandag gesels ons saam oor 4 belangrike dele van geloofsvorming. Binne ons kategese groepe mag ons baie maal vir onsself afvra, waar moet ek begin? Hoe skep ons 'n ruimte vir geloofsvorming? Om bietjie meer hieroor na te dink, wil ons vandag hierdie tafel gebruik as 'n metafoor vir ons geloofsvorming. Soos julle weet, staan elke tafel op 4 pote. Nou binne geloofsvorming verteenwoordig hierdie 4 pote diensbaarheid, verhoudings, aanbidding en kennis. Vir ons geloofstafel om regop te staan, moet ons kategese al 4 van hierdie pote bevat. Kom ons kyk, wat beteken dit as ons hierdie 4 pote binne in ons kategese stelsel implementeer? In die ou dae het ons geglo, ons kinders moet Bybelkennis hê. Solank hulle die Bybel ken, sal hulle geloof groei en ontwikkel. In die tussentyd het ons geleer dat geloof op verskillende maniere ervaar en beleef word en dat ons nie net kennis kan hê van hoe om uit te reik nie, maar ons moet ons kinders fisies leer om uit te reik en dit saam met hulle gaan doen. Dit help nie ons kinders leer hoe om te bid nie, maar ons moet saam met ons kinders oefen om te bid. Dit help nie ons lees en leer dat ons mekaar moet lief hê en dat ons leer hoe dit vir ons vertel daarvan in die Bybel nie. Maar ons moet ons kinders leer deur ons eie verhoudings met hulle en ook deurdat hulle self Bybelkennis inwin deur die Bybel self te lees. So leer ons hoe om oor hierdie verskillende onderwerpe te gesels, maar ook hoe om dit te leef, om te dien en om met mekaar te aanbid. Binne ons kategese stelsel moet ons ruimte skep waar al 4 hierdie bene, kennis, diensbaarheid, verhoudings en aanbidding aan deelgeneem kan word. Nou, hoe lyk hierdie voorbeelde, hierdie 4 pote? Hoe kan ons dit inbou in ons stelsel, maar ook uitbou? Die eerste is kennis. Ons weet ons gebruik gewoonlik ons teks vir die begin van ons ontmoeting, maar daar's verskillende maniere om kennis te deel. Ons kan verskillende Bybelvertalings gebruik, ons kan verskillende internetbronne gebruik, ons kan debatte voer, voorbeelde, stories, videogrepe, agtergrondinligting, selfs toneelspel en poppespel. Raak lekker kreatief met jou aanbieding oor hoe om kennis oor te dra, maar ook hoe om ons kinders te leer, hoe om saam te gesels oor dit wat hulle leer. Verhoudings. Binne verhoudings raak dit omtrent lekker, want hier fokus ons op ysbrekers, speletjies, ken mekaar vra, hoogtepunte, laagtepunte. Ons deel saam persoonlike ervarings sonder om dit eers te besef. Ons deel emosies, verjaarsdagvieringe en natuurlik belangrike terugvoergeleenthede. Die doel hiervan is dat ons deur verhoudings leer en deur spel leer om saam geestelik te groei. Dan is daar natuurlik ook aksie, die toepassing. Toepassing van die inhoud wat ons nou net geleer het, om diensbaar te wees. Om 'n paar voorbeelde te noem, kan ons terugdink aan die vorige week. Wat het ons geleer in ons vorige week, in hierdie kennis, in hierdie aanbidding, en hoe kan ons dit hierdie week toepas? Ons kan getuienisse deel van die uitreike waar ons betrokke by was. Scenario's skets en selfs Bybelverhale kan ons moderniseer. Hierdie help dat ons kinders begin deelneem en diensbaar is en uitdagings aanpak wat voorheen dalk vir hulle te groot gelyk het. Dan kom ons by aanbidding. Nou, aanbidding kan ons net so kreatief raak. Daar's verskillende maniere om ons kinders te help om te leer om self te bid. Ons kan stadig maar seker 'n popcorn gebed doen. Dit is nou wanneer elkeen 'n woord in 'n sirkel sê. Ons kan ook saam bid en sing. Ons kan luister na musiek of oomblikke van stiltes inbou. Ons hoef nie bang te wees vir stiltes nie, want dit help ons kinders om te groei in die ongemak in. Ons kan woorde omkring, gebedstasies bou en 'n atmosfeer skep waar kinders gemaklik voel om op hulle eie manier die Here te aanbid.
Ons het reeds genoem dat elkeen geloof verskillend beleef en ook uitleef. Maar as jy nou moet dink aan die geloofstafel in jou gemeente, in jou kategetegroep, het jy selfvertroue om te sê jou tafel staan stewig en regop? Of gaan daardie glas water maar maklik afgly? Kom ons kyk hoe ons tafelbene kan laat gelyk staan, sodat hierdie 'n stewige tafel word van geloofsvorming. Elkeen van ons se kontekste lyk natuurlik anders. En daarom kan ons elkeen nie dieselfde tipe ruimte skep nie, maar ons moet probeer om vir ons jong mense in ons eie ruimte, in ons eie konteks toe te rus en opgewonde te maak om hierdie 4 pote op hulle eie manier te ervaar, maar meer belangrik te leef. Ter afsluiting, gebruik die meegaande hulpbronne om verder te gesels.